Jy weet, soms lees mense skrif in die Bybel en dan probeer mense nou hierdie skrif vermy en hulle probeer van hom wegskerm. Nou, een van hierdie boodskappe, hier is een van 2 boodskappe, hopelik 2, wat ek gaan doen. Maar ek wil so van agter af vorentoe begin beweeg. En kom ons lees daarso van 2 Korintiërs hoofstuk 3, vanaf vers 1. Begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Ek wil gou hier so 'n bietjie stop. Ek wil hê julle moet ietsie baie duidelik sien. Dat Paulus, wat die apostel is vir die heidene, se bediening word letterlik deur God hier bevestig. Hy sê, begin ons weer om onsself aan te beveel? Julle is ons brief, geskrywe in ons hart, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei. En dan sê hy, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. So Paulus kom hierso, en Paulus maak 'n merkwaardige aanmerking. Hy sê dat hierdie evangelie, hierdie boodskap wat hy verkondig, word letterlik onderskryf deur God. Hy sê hierdie boodskap wat Paulus aan ons gee, is 'n duidelike brief, geskryf van Christus en deur sy diens berei. Nou as jy kyk na Kolossense 1:25, dan sal jy sien hoe Paulus dit bevestig. Hy sê, want dit het God behaag om sy woord in hom te vervul. Julle moet dit verstaan, dat Paulus was die vervuller van God se finale evangelie, van God se finale woord vir die mens. Na Paulus is daar geen profeet nie, is daar geen apostel meer nie, en is daar niemand anderster wat 'n ander boodskap gaan bring nie. Nie Islam nie, nie Hindu nie, nie Bahia nie, nie die Katolieke nie, nie die Paus nie, nie die Sewende Dag Adventiste nie, nie die Jehova Getuies nie, nie die Mormone se profete nie, niemand nie. Nie die apostel nie, nie die apostel van die ou apostelkerk of die apostel van die nuwe apostelkerk, inteendeel, hulle is nie stamapostels nie, want hulle is nie van Israel nie. Dis maar net daar gelaat. Maar wat Paulus hier sê, hy sê die brief wat aan ons is in Christus en is van Christus, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei. So wat Paulus sê, hy sê dat hierdie woord, hierdie boodskap, hierdie evangelie wat hy verkondig, en dan sê hy in Romeine 1, hierdie evangelie is aangaande die Seun van God, Jesus Christus, met krag deur die Heilige Gees verklaar as opgestaan uit die dood uit, die eie persoonlike evangelie van God homself. Daarom sê Paulus, die boodskap wat ek aan julle bring, is legitiem van God af. En God onderskryf dit. Nou julle kan dit gaan gerus lees in Galasiërs hoofstuk 1, daarso vanaf vers 7 tot omtrent so vers 19. Gaan julle sien hoe Paulus sy evangelie identifiseer as
nog voor hy gebore is, op sy gesit is, om die openbaring van Christus te kry, dat sy boodskap nie van die mens is nie, en dat hy dit nie van 'n mens ontvang het nie, en dat enige ander boodskap, behalwe die boodskap van Paulus, is 'n vervloekte evangelie. So wat Paulus hier sê, Paulus sê dat hierdie boodskap van Christus in jou, Christus die lewe van die gelowige, want dan gaan hy aan in Galasiërs 2:20, hy sê, want ek leef nie meer nie, Christus leef in my. En dis vreeslik belangrik. Dis die boodskap wat Paulus uitgebring het, dat die God van alle heerlikheid in Christus Jesus by ons kom inwoon het. Nou luister wat ek vir jou sê, dat God, die almagtige God, het God, die almagtige God, Jesus Christus in ons ingeplaas, sodat God, die almagtige God, in Christus Jesus, die almagtige God kan wees. En hierdie almagtige Godheid van God die Vader en God die Seun, wat die ganse volheid is van die Godheid in ons, kom God, die Heilige Gees, die almagtige God, en hy kom bevestig hierdie evangelie. Nou hoor wat ek sê, dit is God, wat in God en deur God, die evangelie van Paulus, kom kwantifiseer, kom sertifiseer, kom ondersteun en kom verseël. Nou, ek kan verder teruggaan in 2 Korintiërs en 'n paar verse uithaal, maar ek wil net vir nou by hierdie vers so stil staan. Hy sê, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei. Dit beteken dat die Heilige Gees, en dan praat hy sê, dis 'n brief nie geskrywe met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So God kom letterlik in Christus, en hy kom skryf sy goddelike plan, sy goddelike doel, in jou en in my in, deur die Heilige Gees in ons harte. En hierdie evangelie, hierdie brief wat God kom skryf in ons is, die brief van Jesus Christus, geskryf deur die Heilige Gees in ons. So wat beteken dit? Dat die almagtige God kom woon in die almagtige God, Christus Jesus in ons. En dan kom God, die Vader en God die Seun, en kom deur die almagtige God die Heilige Gees, en kom skryf hierdie boodskap van Paulus in ons harte in. En wat sê hy? Hierdie is 'n boodskap van vertroue deur Christus Jesus by God. Die vers sê eenvoudig vir ons, dat Jesus Christus weet, dat hy wat in ons is, en dat sy evangelie voldoende is vir God. Luister vers 4, so 'n vertroue het ons deur Christus by God, dat ons kan weet, dat God het hierdie boodskap van Christus as ons lewe in ons kom inskryf. En dan sê hy hierso, hierdie boodskap wat deur Christus in ons kom ingeskryf is, in die werking van God die Heilige Gees, was nog altyd die boodskap wat by God was, die boodskap wat in God was, en die boodskap wat God in die lewende Christus, die lewende God sou openbaar, deur God die Heilige Gees. So hierdie boodskap van Christus in die gelowige is God se eie boodskap, en kom die Heilige Gees van God in Christus Jesus, en hy bevestig hierdie evangelie van die opgestaande Christus in jou in. Die Here self kom
En die Here God verseker jou, dat hierdie evangelie van Paulus, nie Jesus van Nasaret nie van die profete nie van die wet nie, maar dat hierdie evangelie van Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood uit, wat by ons kom inleef het, in wie die almagtige God Triniteit kom inleef het. Wat God se doel was, is dat God in sy ganse goddelike triniteitsvolheid in ons kan leef, is die waaragtige en die enigste evangelie vir die Christen. Jy kan nie die lewende Christus nou neem en hom teruggooi in Jesus van Nasaret nie. Jy kan nie hierdie lewende Christus wat deur Paulus gespreek het en wat Paulus bevestig het om hierdie evangelie van God te bring, hierdie God wat sy woord in Paulus kom vervul het. Jy kan nou nie hierdie boodskap vat van die opgestaande en lewende God en het terugdruk in die mens, Jesus van Nasaret nie. Jy kan nie met hierdie boodskap teruggaan na die menslike Jesus van Nasaret nie. Jy kan nie met hierdie boodskap van die lewende Christus in jou, wat deur God bevestig is en deur die Heilige Gees in ons hart geskryf is, kan jy nie terugvat na die profete nie. Jy kan hierdie boodskap wat deur die lewende en die almagtige God in die lewende en die almagtige God Christus Jesus, deur die lewende en die almagtige God, die Heilige Gees van God in ons hart geskryf is, kan jy nie terugvat na die wet toe nie. Jy kan dit nie terugvat na werke nie, jy kan dit nie terugvat na meriete nie. Die Here sê, hierdie Christus wat in jou gevestig is die finale boodskap, is die finale hekkie, is die finale eindtyd boodskap vir hierdie dispensasie. God self kom en hy onderskryf hierdie boodskap deur sy Gees. Julle is ons brief, geskrywe in ons hart. Hoor dit sê, ons is sy brief wat God in sy hart geskryf het en wat hy by ons kom inskryf het, geken en gelees deur alle mense. Nou as iemand na jou toe kyk, sien hulle Jesus van Nasaret in jou, of sien hulle Christus die lewende God in jou? In jou hele paradigma van geloof, is dit Jesus die lewende God, of is dit Jesus van Nasaret, die mens? Hy sê, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei. So dit wat Christus in Paulus ingeplaas het, het Paulus net so gevat en in ons ingeplaas, vir ons geleer, en het God gekom in die werking van sy Heilige Gees, en dit kom bevestig. Julle vra vir my altyd, hoekom fokus ek so op die opgestaande Christus, want dis die enigste Christus wat daar is. Dis die enigste Christus wat ons kan dien. Hy sê, 'n brief van Christus deur ons diens berei. Paulus sê in Galasiërs, dat die Here het hom op sy gesit, om Christus in hom te openbaar, sodat hy hierdie Christus aan ons kan verkondig, 'n boodskap nie van 'n mens ontvang nie, maar van God self. En het hy hierdie brief net so gevat, waar God sy hele woord in Paulus kom vervul het, en het aan ons oorgelewer, en het die Here deur die Heilige Gees gekom, en dit kom bevestig in ons. Daar is nie 'n ander evangelie, daar is nie 'n evangelie van Jesus van Nasaret nie, daar is nie 'n evangelie van Israel nie, daar is nie 'n evangelie van die profete nie, daar is nie 'n evangelie van die Ou Testament nie, en daar is nie meer 'n evangelie van Jesus van Nasaret meer nie. Daar is net evangelie, die evangelie van Christus, opgestaan uit die dood uit, die Christus, die lewende en die almagtige God,
in wie die Vader, die lewende en die almagtige God kom inwoon het by ons, en die lewende en die almagtige God die Heilige Gees in ons geplaas het, sodat hierdie lewende en hierdie almagtige God, hierdie lewende en hierdie almagtige God, Christus Jesus, in ons kan openbaar, sodat ons die lewende en die almagtige God en Vader kan leer ken. Kry jou geloof in orde. Kom na die lewende Christus en los Jesus van Nasaret waar hy is. Dood en hy bestaan nie meer nie. Nou ja, ons praat later weer. Totsiens.